Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Dankie dat jy die tyd maak saam met ons hierdie pad stap hier in Februarie maand. Ons gaan begin om na skrifte, boeke, Nuwe Testamentiese briewe te kyk, net om die vuur in ons binneste elke oggend warm te hou. Jakobus 1 vers 2 en 3 sê: beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerlei versoekings julle oorval, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Hier is een van daai ironiese skrifte in die Bybel, nê. Ag, dit loutere vreugde, my broers, as julle deur allerlei beproewinge gaan. Dan is ons almal soos, wat? Nooit vreugde sal met swaar kry? Nee, dankie, nie vir my nie. Ek dink dis wat ons almal sê. Maar die beginsel hierby is eintlik, kan ek sê, lewensverandering. Soveel van die self-help boeke, die self-help coaches daar buite in die wêreld, die ouens wat die New York bestsellers skryf. Hulle skryf oor die verskil tussen normale mense en besondere mense is, wat doen hulle met swaar kry? Want hier is die reël, almal kry swaar. Almal het challenges, almal het adversity, almal het probleme, almal. Ja, selfs Donald Trump, ja, hy het ook, en Elon Musk, hulle het ook moeilikheid. Die verskil is, wat doen hulle daarmee? En hier is my en jou uitdaging. Ek en jy het nog die Here in ons lewens. So ons het hierdie ekstra hulp, hierdie ekstra verantwoordelikheid. Ons het hierdie Heilige Gees krag om my en jou te help om anders op te tree deur adversity, versoekings, moeilike tye. Nou, ek praat hierdie week met 'n man, hy het 'n kind aan die dood afgestaan en dis absoluut verskriklik. En hy het sy rug op die Here gedraai. Sy vrou het ook 'n kind aan die Here afgestaan. Sy het na die Here toe gedraai. Selfde gebeurtenis. Die een kies om God te blameer, die ander een kies om God se krag te gebruik. Hier's my vraag. Wat gaan jy doen met jou uitdagings vandag, môre, elke dag in jou lewe? Gaan jy blameer, kwaad wees, tantrums gooi, dink dit gaan dit makliker of beter maak, of gaan jy daai probleem gebruik om na God toe te draai, jou geloof te versterk, meer intiem met hom te leef en hom in jou lewe in te bou? Dis my en jou uitdaging. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die Bybel. So 'n praktiese boek. Mense sê is 'n ou boek en kan ons dit nog vandag lees. Van die beste skrywers gebruik nog steeds die beginsels van die Bybel. Here, en daarom help ons om te verstaan hoe probleme, versoekings, uitdagings, swaar kry, moeilike tye nie daar is om ons te verwoes nie, maar daar is as 'n stepping stone na sukses toe, 'n stepping stone na sterk geloof toe, 'n stepping stone na intimiteit toe met U. Help ons om dit te verstaan, Here. Help ons om die geloof sterk te hou en U beter te volg. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.